Goed, ons kom nou by die laaste stuk toerusting wat ons doen vir die week, en dit gaan oor die Verenigde Mensdom se opstand by Babel. Ons het weer hieroor leer, en hierdie stuk geskiedenis, wat ons nou gaan takel, of waarby ons nou kom, is die openbaringsgeskiedenis van Genesis 10, en Genesis 11 vers 1 tot 9. Ek wil my Bybel net daar oopmaak. Genesis 10 en dan Genesis 11 vers 1 tot 9. Ons dink 'n bietjie, as gaan nou met ons kinders hier deurlees, wat is belangrik in Genesis 10, wat is belangrik in Genesis 11 vers 1 tot 9. Ons staan eers op by Genesis 10. In Genesis 10 kry ons weer 'n geslagregister. Onthou in Genesis 5 het ons 'n geslagregister gehad. Hier kry ons weer 'n geslagregister. Dit gaan hier oor die stamboom van die seuns van Noag. Sem, Cham en Jafet. Vir hulle is daar seuns gebore na die vloed. En dan kom die seuns nou. In eerste word die seuns van Jafet genoem, en dan die seuns van Cham, en dan die seuns van Sem. Ek dink baie belangrik wat ons vir ons kinders hier moet wys, is dat ons hier raak sien dat ons in die seuns van Sem, Cham en Jafet eintlik die hele wêreld mensdom terugkry. Of ek dit dalk so sê, ek sê dit ook moeilik nie. Die hele wêreld mensdom, ek en jy, vandag hier, kom uit Sem, Cham of Jafet. Of dalk 'n mengsel tussen hulle. Dis waar ons vandaan kom. Die hele wêreld mensdom kan teruggevat word na Sem, Cham, Jafet, na Noag toe, na Adam toe. En dan nou na die sonvloed is dit Noag wat uit die ark uitkom, hy en sy vrou, en dan sy 3 seuns en hulle vrouens, en dan uitkom die hele wêreld mensdom. Alle mense wat vandag leef, kom uit Noag se 3 seuns. Dit is ook die waarheid wat ons raak sien in Handelinge. As ons Bybels blaai na Handelinge 17, dan preek Paulus daar op in Athene voor die slim Atheners, die filosofe van Athene. En 'n deel van sy preek sê hy dan in Handelinge 17 vers 26 sê hy, God het uit een bloed al die nasies van die mensdom gemaak en oor die hele aarde, om oor die hele aarde te woon, terwyl hy vooraf bepaalde tye grense van hulle woonplek vasgestel. Dis wat God gedoen het. God laat alle volke uit een mens, Noag, Adam, uitkom. God stel vir hulle blyplekke vas, grense vir hulle grondgebied waar elke volk woon. So, wat moet ons hieroor sê? Het sê vir ons, die mens is een mensdom. Of jy 'n Afrikaner is, of jy 'n Brit is, Skot, 'n Ier, Duitser, Xhosa, Zulu, maak nie saak wat se volk nie. Eintlik is ons een mensdom wat uit Noag en Adam kom. En tog, in hierdie eenheid is daar verskeidenheid. Dit sien 'n mens soos wat 'n mens deur Genesis 10 lees. 'n Mens merk daar herhalings op by vers 5, vers 20 en vers 31, in hulle lande, elkeen na sy taal, volgens hulle geslagte, in hulle nasies, sien 'n mens daai frase herhaal heeltyd, en dit sê vir ons daar is verskeidenheid, daar's een mensdom, en tog, binne die een mensdom, het God die verskeidenheid van volke gewil. Dit is ons God se wil, verskeidenheid van volke binne sy een mensdom. En dit is baie belangrik, sommer net ietsie wat ons kan verbygaan, nee. Verskeidenheid binne in eenheid beeld God uit. Die mens is geskep om God uit te beeld, Genesis 1 vers 26. Hoe is God? Een God, in wie daar verskeidenheid van persone is. So beeld die mens ook God uit in sy een mensdom, dat in verskeidenheid van volke bestaan in hierdie wêreld. Dit is wonderlik, dit is goed. Wat nie goed is nie, as verskillende volke na die sondeval mekaar haat en rassisties word en mekaar verdruk. Dis baie verkeerd. Of wanneer die verskeidenheid van volke geïgnoreer word en ons maak asof ons almal een groot nasie is. Dis net so verkeerd. Die twee uiterstes is altyd verkeerd. Nee, waar mens moet werk is, daar's eenheid en binne die eenheid verskeidenheid. En dis baie goed. Dit is ook
dit volg ook uit die Here se opdrag van Genesis 1 vers 28 en 9 vers 1 en vers 7 van word meer en vul die aarde. In die proses van vul die aarde kom daar verskillende volke, verskillende tale. Dit is hoe ons God dit gemaak het. In die eenheid is daar verskeidenheid. So dit, dink ek, is die belangrike goed wat ons vir ons kinders wil wys by Genesis 10. Nou beweeg ons aan na Genesis 11. En as ons by Genesis 11 vers 1 tot 9 kom, dan is ons nou by daardie opstand. Voordat ons na die opstand toe beweeg, kom ons kyk net na 'n paar dinge wat nou gebeur hier in Genesis 11, voordat ons nou by die opstand self kom. Kyk na Genesis 11 vers 1, daar staan, en die hele aarde het dieselfde taal gehad, en een en dieselfde woorde. Nou, wat interessant is, as mens nou teruggaan na Genesis 10, dan sien mens in waar hierdie Genesis 11 vers 1 tot 9 se geskiedenis in Genesis 10 inpas. Kom ons kyk 'n bietjie daarna. Kyk na Genesis 10 vers 21, daar staan, en ook vir Sem, die stamvader van al die seuns van Heber, die ouer broer van Jafet, is seuns gebore. Die seuns van Sem was Elam, en Asser, en Arpachsad, en Lud, en Aram. En die seuns van Aram was Us, en Hul, en Geter, en Mas. En Arpachsad was die vader van Selah, en Selah was die vader van Heber. En vir Heber is 2 seuns gebore. Die naam van die een was Peleg, want in sy dae het die aardbewoners verdeeld geraak. En die naam van sy broer was Joktan. So, in die tyd van Peleg pas hierdie Genesis 11 vers 1 tot 9 geskiedenis in. Tot by Peleg, die seun van Sem, het die aardbewoners een en dieselfde taal gehad, soos Genesis 11 sê. Daarna gebeur die taalverwarring, soos wat ons nou nog van lees in hierdie hoofstuk, tot in hierdie eerste 9 verse van Genesis 11, en dan, van daarop begin mense verskillende tale praat. Nog iets wat belangrik is dat Genesis 11 vers 1 tot 9 se geskiedenis speel af in Senea, vers 2. En toe hulle weggetrek het na die ooste, vind hulle 'n laagte in die land Senea, en daar het hulle gaan woon. Nou Senea is in vandag se suidelike Irak, en wat nou opval hierso is dat voor die sonvloed in Genesis 2 was ook plekname genoem. Dit het ons gesê, ons weet nie meer waar daardie plekke is nie, ons kan dit nie op 'n kaart plot nie, omdat daar 'n wêreld by 'n vloed was, wat die wêreld van nou baie anders maak as die wêreld van voor die vloed. Maar nou hier in Genesis 11 begin ons beweeg ons in die wêreld na die vloed, dis ook die wêreld waar ons nog leef, die wêreld na die vloed, en nou kan ons daardie plekname wat in die Bybel genoem word op 'n kaart begin kry. En Senea is in suidelike Irak, vandag se suidelike Irak. Nou, wat gebeur toe daar? Want die mensdom in sy geheel beweeg in daardie rigting, en daar begin hulle, sê vers 3, hulle stene maak, en hulle gebruik dit as bakstene, hulle gebruik die lijmgrond vir klei. Wat gebeur hier? Wonderlik. Binne die Noag verbond bedeling, waar die Here lewe laat voortgaan, begin die mens nou kultuur ontwikkel, beskawing ontwikkel. Dis wonderlik. Maar, watter soort kultuur, watter soort beskawing? Kom ons kyk na Genesis 11 vers 4. En hulle sê, kom laat ons vir ons 'n stad bou, en 'n toring waarvan die spits aan die hemel reik, en laat ons vir ons 'n naam maak, sodat ons nie oor die aarde verstrooi raak nie, of sodat, julle sal sien die 2020 vertaling sê anders, en ek dink amper dis 'n beter vertaling, anders, raak ons oor die aarde verstrooi, soos met die stad bou, ons moet 'n verenigde koninkryk hê, sodat ons nie oor die aarde versprei, ons wil nie oor die aarde versprei. So, en hierdie die krisis nou, en hierdie dinge, wat hierdie mensdom sê,
Ons moet 'n toring bou waarvan die spits tot aan die hemel reik. Ons wil onsself gelyk maak aan God. Dis wat lewe binne in die harte van daardie mensdom. Die krisis weer, net soos wat in Genesis 6 die boosheid toegeneem het, neem die boosheid nou weer toe. Maar dan onder daardie Noag verbondbedeling waarin die Here in groot genade gesê het, ek sal nie weer 'n globale vloed stuur om hierdie opstand, hierdie toename in boosheid uit te wis nie. Maar ons sien steeds hierdie boosheid van die mens dit neem toe. Ons wil onsself gelyk maak aan God en dan sê hulle, laat ons vir onsself 'n naam maak. Daardie is belangrike woorde. Ons wil beroemd wees, dis wat dit sê. Ons wil onsself verewig. Ons wil vir onsself sin en doel en sekuriteit gee in ons tegnologie en ons vermoë om die stad te bou. En ons sal nie oor die aarde verstrooid raak nie. Ons sal nie leef met God se opdrag van word meer, vul die aarde nie. Nee, ons sal dit nie doen nie. Ons stig hier ons verenigde koninkryk en ons soek nie die koninkryk van God nie. Die verenigde mens in opstand teen God. Nou dis natuurlik 'n lyn wat ons nou van hier af deur die Bybel kry, al die groot wêreldryke sien ons dit. Dit is ook 'n merk of kenmerking van hierdie groot wêreldryke is dat dit die verskeidenheid van volkere altyd wil vernietig en een groot reënboognasie wil maak, of wat jy dit ook al, of by Hitler een groot wit nasie wil maak. Dis altyd merktekenend. Die verskeidenheid moet weg. Ons word een verenigde mensdom in opstand teen God. En nou sien mense dit by al die groot wêreldryke. Dit begin hier by in Sinjar in die suidelike Irak, die verenigde mensdom wat vir hulle hierdie toring wil bou. Dit kan amper sê dis soos 'n soort piramide, 'n soort tempel. Tot aan die hemelrand ons onsself gelyk maak aan God. Nou loop dit van daar af aan na die Assiriese wêreldryk, die Babiloniese wêreldryk, die Persiese wêreldryk, die Griekse wêreldryk, die Romeinse wêreldryk en die tyd van Jesus. Ek dink 'n mens sien merktekens daarvan in die Rooms-Katolieke Kerk wat wêreldmagtig wil wees. Ek dink ons sien dit in ideologieë soos die nasionaal-sosialisme van Hitler, kommunisme van Marx en Stalin en Lenin, gaan al die wêreldoorheersende magte, hulle wil altyd die koninkryk stig van 'n verenigde mensdom teen God. Uiteindelik kry dit sy hoogtepunt in Openbaring 13, waar ons lees van die anti-Christ. Nou, wat maak die Here hier? Nou die Here vernietig. Dis die wonder van ons God. Hy vernietig die mens se planne van 'n verenigde koninkryk op opstand teen hom. En ons sien daar die vernietiging daarvan in versie 5 tot 9 van die hoofstuk, en die Here doen dit deur die taal te verwar. Hoe kan hulle nie voortgaan met hulle bouprojek? Want die taal is verwar en toe van daarop doen die mens wat die Here wil hê hulle moet doen, maar dan onder dwang. Hulle versprei oor die aarde. Praat verskillende tale, volke ontstaan. Wat so wonderlik is. Binne in die Here se lyn van sy koninkryk wat kom daar uiteindelik daardie kind wat gebore word uit 'n vrou, Jesus Christus. En Jesus is ook 'n stadbouer, maar anders as Babel. Jesus bou die nuwe Jerusalem. Ons lees daarvan in Openbaring 21 vers 29 tot 27, 'n wêreldwye stad. En dan wat so wonderlik is van hierdie stad, binne daardie stad, is daar een nuwe mensdom van God. Absoluut een. Geen haat, geen rasisme, vrede en harmonie, en tot verskeidenheid. En nou 'n bietjie gaan lees Openbaring 21 vers 24. Die nasies van die wat gered word, leef in daardie een Jerusalem. Dit is wat Jesus regkry. Jesus kry reg wat geen wêreldheersers van hierdie wêreld wat in opstand kom teen God ooit kon regkry. Jesus bring 'n vrederyk met 'n wêreldstad waarbinne daar vrede en harmonie is, een mensdom in wie daar verskeidenheid is, wat
God verheerlik en God uitdien. Nou, dit is waar ons stop vir hierdie week. Kom ons vertel die stories vir ons kinders. Kom ons wys vir ons kinders hoe wonderlik God is. Kom ons maak hulle lief vir die Here. Kom ons laai hulle na Jesus toe. Julle moet baie